Julle kan maar sit. Ek wil om verskoning vra. Ek het met my seun daar gepraat en ek het nooit opgelet dat hy al reeds vir my gevra het om op te kom na die preekstoel nie. Ek lewe nog steeds op die vreugde en heuning van gisteraand. Het net 'n groot jubelfees in my siel. Na ek huis toe gegaan en 'n rukkie gebid en gelees en toe bed toe gegaan het ek opgestaan vanmôre net wonderlik gevoel soort van. Ek hou daarvan om so te voel. Gister ingekom het Satan my 'n soort van 'n rowwetheid gegee. Soos julle weet wat die straatuitdrukking is, ek het die uitwerking van sy teenwoordigheid gevoel. Geestelik gesproke vir 'n geruime tyd, want ek glo dis die inbring van my nuwe bediening. Hy sal alles doen wat hy kan om my daarvan weg te slaan, maar ek gaan reguit voort deur die genade van God. Nou as die Here wil ek môre aan die gemeente alles vertel wat ek daarvan weet, môre aan. Net hoe dit gekom het tot by die huidige tyd. En ek glo dis net omtrent amper tyd vir dit om ingebring te word. Vertrou dat dit gedurende hierdie diens sal wees dat God dit sal doen. En ek is seker julle het almal goeie tye gehad vanmôre by die kerk hier rond en alles. Groot bywoning en die heerlikheid van God. So dis regtig goed, maak ons almal gelukkig en die beste lê net voor, sien. Dis reg, vanaand sal beter wees as wat dit vanmôre was. Ons hou net aan om vol te maak en dan loop ons net oor na 'n rukkie omdat ons so vol is. Soos Dawid gesê het, my beker loop oor. Ek hou daarvan om daardie oorlopende deel te kry, nie waar nie? Net oorloop en dan kan jy iemand anders help, jy sien, wanneer jy oorloop. Remember this coming week now, if the Lord is willing, we'll So onthou hier die volgende week nou, as die Here wil, sal ons maandag aanpreek as die Here wil, by die inbring van die nuwe bediening. Nou baie weet dat ver terug van die begin af hoe die Heilige Gees eers geopenbaar het voor ek begin het met 'n gawe. En toe het ek opgekom met die Weskus en oor Kanada vir 3 of 4 jaar. Julle vertel dat hy gesê het dat iets anders sou kom wat baie groter sou wees. Toe het dit gekom. Toe het hy gesê, bly nederig, bly weg van geld en al die dinge van die wêreld. Nooit probeer om groot te wees nie, bly net nederig en daar sal iets groter wees. Nou kom dit nou in, julle sien. Hy is net God, dis al wat ek kan sê net. Genade onbeskryflik groot, hoe soet die klank. So ons is bly vir hierdie dinge en dankbaar teenoor God vir hulle. Ek het net vir Billy daar buite gevra. Ek het vir Leo en Jean gevra of hulle enige gebedskaartjies uitgegee het en hulle het gesê nee. Ek het gesê het Billy enige uitgegee. Gesê nee. Toe het ek Billy hier ontmoet en hy het gesê ja. So dan reken ek sal ons gebedsrye vanmiddag as die Here wil na die boodskap. En nou voor ons blaai na die boek van boeke. Dis 'n boek wat nog nooit enige iets soos dit geskryf is nie. En daar's dis 'n liefdesverhaal van profesie. Dis 'n boek van psalms. Dis net die volledige. Alles wat ons nodig het in hierdie reis is net hier in die boek. En ek soort van 'n persoon van een boek, dis die Bybel, baie daarin. Ek hou van wat hy gesê het, want ek weet hierdie is die geïnspireerde woord van God. Ek het gestaan in Bombay, Indië, 'n tyd gelede met die Koran in my hand aan die een kant en die Bybel aan die ander voor oë, 'n 250.000 of meer Mohammedane. En ek het gesê iemand moet reg wees en iemand moet verkeerd wees. Hierdie boeke praat albei van 'n God, maar teenstrydig met mekaar. Mohammedane glo dat Jehovah God is, maar hulle glo dat Mohammed sy profeet was. Ons glo dat daar een ware en lewende God is en Jesus is sy seun. So ek het gesê, nou as Mohammed sy profeet was wat Mohammed geprofeteer het, as hy 'n profeet van God was, sal dit gebeur. Ek het gesê, as Jesus die seun van God was, dan was hy God van die profete en sal wat hy gesê het gebeur. Hulle het albei boeke geskryf, beloftes gemaak, nou laat ons kyk wie sy beloftes hou. Hoogste, weet dat jy hulle kan uitdaag dat God sy belofte hou, elkeen van hulle. Moenie bang wees om dit op die proef te stel nie. As jy die saad van Abraham is, soos waarvan ons gisteraan gepraat het, glo dit net. God sal dit laat gebeur.
alles wat hy beloof het. Want as hy nie, dan hierdie is hy nie God nie en hierdie is nie sy woord nie. As dit nie is nie. Dit is die belofte en as hy nie sy woord hou nie, dis waarom ek plegtig in die Bybel glo. Nou ek sonder twyfel het ek baie katholieke vriende wat hier sit vanmiddag. Ek is gevra deur 'n katholieke vriend van my nie lank gelede en hy het gesê, "Hoekom is dit dat jy nie terugkeer na die moederkerk nie?" Ek het gesê, "Verwys jy na die katholieke kerk?" Hy het gesê, "Ja meneer." Ek het gesê, "Ek is 'n Katoliek." Hy het gesê, "Jy is wat?" Ek het gesê, "Ek is 'n Katoliek." En hy het gesê, "'n Rooms-Katoliek?" Ek het gesê, "Wel, ek's net 'n Katoliek, is al wat ek weet." En hy het gesê, "Waarom dink jy so?" Ek het gesê, "Is dit waar dat jy sê dat die Bybel 'n boek is wat geskryf is deur die vroeë Katolieke kerk? Dat Jesus Christus die Katolieke kerk gevestig het? Petrus as die paus en die apostels en so voort." Hy het gesê, "Dis korrek." En die apostels was die eerste oorspronklike Katolieke kerk. Hy het gesê, "Dis waar." Hy het gesê, "Dan is ek 'n oudtydse Katoliek. Ek glo wat die oudtydse kerk geleer het en nie wat die nuwe Katolieke kerk leer nie. So ek's dan meer van 'n Katoliek as wat jy is. Want ek glo wat hulle eerste gesê het was reg. Hierdie manne het met God gewandel. Daar is te veel teenstrydigheid. Geen ander middelaar tussen God behalwe daardie een man, Christus Jesus nie. Ons kan nie 'n hele klomp maagde en heiliges en alles hê middelaars nie. Daar is een middelaar, dis Jesus Christus. En die vroeë kerk, die vroeë Katolieke kerk wat saam met hom gewandel het en met hom gepraat het en hierdie boek geskryf het. Die Heilige Gees het agter daarin gesê, as enige mens enige iets daaruit sal neem of enige iets daarby sal voeg, hierdie beëindig dit alles. As enige iemand sal wegneem of byvoeg, sal dit uit die boek van die lewe vir hom uitgeneem word. So ek's altyd 'n Katoliek, een van die eerstes, die vroeë apostel Katoliek dan. Ons het die Here op daardie manier lief en bly by sy woord, want wat hy geskryf het, glo ons plegtig as die waarheid. Hierdie is die waarheid van God, geen teenstrydighede, geen wanvoorstellings nie, dis net die waarheid. Nou laat ons bid voor ons dit lees, en terwyl ons hoofde gebuig het, wonder ek hoeveel wil onthou word in gebed. Sal julle net julle hande opsteek en sê, God, wees my genadig? Nou dink dit veral, julle sondaar vriende. Ek was by ontbyt vanmôre in die hele mooi stad, daar het 'n koerant daar gelê en ek het opgelet waar Max Baer, die wêreldkampioen, voormalige wêreldkampioen, gister dood neergeval het. 'n Groot robbevegter, fris sterk man. Maar het julle gelees wat sy laaste woorde was? Maak nie saak hoe rof jy is nie, wanneer daardie tyd jou tref, beter jy gereed wees. Maak nie saak hoe godsdienstig jy is, hoeveel jy kerk toe gaan nie. Jy beter reg wees met God wanneer dit tref, want dis dit. Here, ons sal bid, Here, dat daardie man, meneer Max Baer, ek het hom nie geken nie, maar omdat hy aan die einde van die pad u naam uitgeroep het, wees hom genadig, Here. En nou, Vader, so ons bid vir hulle wat hier is, wat pas hulle hande opgesteek het. En vir baie van hulle wat hulle hande moes opgesteek het, miskien, en nie het nie. Ons bid, Here, dat u hulle nou sal onthou, terwyl hulle by hulle volle verstand is, gesond voel. Dat hulle daardie besluit vandag vir Christus sal maak, en seker sal wees daarvan, dat hulle reg is met God voor daardie uur kom. Here, ons vra vandag vir almal wat behoeftig is oral, en vanmôre toe daardie dronk man wat miskien nou teenwoordig sit, daar na die motor toe beweging gevra het vir genoeg 'n 10 sent of 'n penny, om hom te help om 'n drankie te kry, terwyl ek my arms om hom gesit het, het ek gesê, broer, my pa het gesterf aan drank, moenie dit doen nie. Ek kon jou nie geld gee om te drink nie, want ek is 'n prediker. Die trane wat teen sy wange afgekom het, toe ek u gevra het om hom te seën. Ek bid God, as hy nou in goddelike teenwoordigheid is, dat hierdie die dag sal wees, wat hy sy besluit sal maak.
And if he's out En on as the hy street buite op die somewhere, straat is iewers, let the prayer take effect, Lord, and save that poor man. maar die gebed werk, Here, en red daar die arme man, so gebind deur die krag van die vyand. I pray for the sick and the afflicted. Ek bid vir die siekes en die beproefdes, wat op ander maniere gebind is deur die vyand. Mag Satan hulle loslaat. May there come a revival to this country. Mag daar 'n herlewing deur hierdie land kom wat van kus tot kus sal strek. We pray that you'll bless thy word as we read it. Ons bid dat U die woord sal seën soos ons dit lees. En mag die Heilige Gees die woord neem en mag dit in elke hart inval en daar lê totdat dit in die belofte ingroei. Grant it, Father. We'll give thee the praise for we Kenk dit, ask Vader. in Jesus' name. Ons sal U die lof gee want ons vra dit in Jesus naam. Amen. Now, you that have your Bibles, Julle wat julle Bybels het en graag die teks wil merk en so turn with voorts, me to St. blaai Matthew saam met my na 21. Matteus 21. And we're going to read the 10th and the 11th verses of Matthew. Ons gaan die 10de en 11de verse van Matteus 21 lees. And when En he toe was hy come in into Jerusalem inkom, het die all hele the city stad was in moved, opskudding saying, geraak Who en is gesê, this? wie is hierdie? And the multitude said, This is Jesus, En the die skare sê, dit is prophet of Jesus, Nazareth of die profeet van Nasaret in Galilea. If I was taking a text, I would take it something like this. As ek 'n teks geneem het, sou ek dit iets soos hierdie noem. Daardie laaste 3 woorde in die 10de vers. Wie is hierdie? Must have been just about sunrise. The people had begun moving around. Dit moes net omtrent sonopkoms gewees het. Die mense het begin rondbeweeg in die stad, want dit sou 'n baie besige dag wees. You see, it was the Passover. People had Julle sien, gathered dit from was all die over the Pasga. world. Mense het vergader van reg oor die wêreld na hierdie Pasga. It happened annually. It's where the Paschal Lamb was Dit het jaarliks gebeur. Dis waar die Paaslam doodgemaak en die bloed gesprinkel is. There was so Maar many daar people was there soveel at mense one time daar hierdie keer dat daar geen plek was vir hulle om in die stad te slaap nie. They were laying out on the hillside. Just laying down anywhere they could. Hulle het buite op die heuwel gelê, net gaan lê oral waar hulle kon om te slaap. Want hierdie was 'n spesiale Pasga. You know, God does some Julle weet, sometimes do God things doen just soms dinge special. net spesiaal. We have meetings sometimes that just stand out. Something special happens. Ons het soms dienste wat net uitstaan. Iets spesiaals gebeur, in herlewings gebeur iets spesiaals. And the people realized that there was something. En die mense het besef dat daar iets aan die gang was. Tog kon hulle nie sê wat dit was nie. The whole air seemed to be charged with Die hele lug was skynbaar gelaai met just like it verwagting, is today. net soos dit vandag is. The whole air, the atmosphere over the world is charged. We are expecting Die hele lug, die atmosfeer oor die wêreld is gelaai. Ons verwag iets, maar daar's baie wat net nie weet wat om te verwag nie. But there was some people there who was expecting him to arrive. Maar daar was 'n paar mense daar wat verwag het hy sou arriveer. Hulle het hom geglo. And they know that he kept his En hulle het geweet dat hy sy beloftes gehou het, omdat dit bekend gemaak is dat hy daar sou wees. And the people were waiting for him. En die mense het vir hom gewag, Keep his word. geglo dat hy sy woord sou hou. And under that great charge of expectation, En onder daardie groot druk van verwagtinge somebody that knew was what daar it was iemand all wat about. geweet het waaroor dit alles gegaan het. And so is it today. So is dit vandag. In hierdie tyd van verboureerdheid, Nations against nations, nasies teen nasies, our enemy coming over trying ons to vyand make wat peace oorkom like it en was probeer at the vrede time of maak, Pearl Harbor, soos dit was in die another tyd van Pearl Harbor met 'n ander vyand. don't know Die what mense weet nie wat om te doen nie. when they feel
Wanneer hulle praat van biljoen-dollar missielprogramme en kyk wie 'n wedloop na die maan kan maak. En ander wetenskap wat sê dat dit die hele heelal aan die brand kan steek. En oorlog oral. Net op een oomblik kan een of ander fanatikus aan 'n klein hefboompie raak en die hele wêreld opblaas. Almal is op aandag. Hulle gaan af in die straat 60 myl per uur in 'n 30 myl sone om by 'n bierkroeg te kom om 'n bietjie bier te drink voor hulle by die huis kom. Hulle sal jou omry in 'n kruidenierswinkel. Hulle het geen tyd vir niks nie en hulle weet nie waaroor hulle haastig is nie. Vra hulle, wat is julle haas? Hulle weet nie, want dis iets wat gereed maak om te gebeur. Ek is so dankbaar dat daar iemand is wat weet wat gaan gebeur. Ons weet, dis die koms van die Here. Hy het gesê hierdie dinge sou wees net voor sy koms, dat hierdie sou plaasvind. En dis soos dit was in Jerusalem daardie dag. Sommige het nie geweet nie, maar daar was ander wat geweet het. En ons kan daardie klein groepie sien, party oorkant by die oostelike poort, en party by die westelike poort, en party by verskillende plekke. Maar naderhand het ons begin om hulle almal by mekaar te sien kom aan die ooste kant van die poort. Dit was 'n teken dat iets sou gebeur, dat wanneer God se mense begin by mekaar kom, maak iets gereed om te gebeur. 'n groepie van Galilea en een van Nasaret en een van Bethlehem. En hulle begin by mekaar kom, omdat hulle dieselfde gevoel gehad het. En soos dit vandag is, wanneer ons predikers van verskillende denominasies begin sien saamsit in hemelse plekke, verskillende klere, verskillende geloofbelijdenisse, en tog kom dit nie eens in hulle gedagtes op nie. Hulle vergader hulself. Dit was die las op my hart om die kerk te sien vergader. Nie te praat van hulle denominasies nie. Net by mekaar te kom in gemeenskap. Ek glo dis die werking van die Heilige Gees om mense by mekaar te laat kom, om sy kerk by mekaar te maak. Toe Salomo se tempel uitgekap is dele daarvan uitgekap reg oor die wêreld. Die stompe het in Joppe ingedryf en van daar af met 'n wa verder na Jerusalem en so voort. En die klippe het verskillende dele, die seders van Lebanon, maar toe dit by mekaar gekom het, was daar geen wrywing nie, elke steen was net reggekap om in die gebou ingepas te word. Ek glo dis wat God gedoen het met die dae wat verby is. Die Heilige Gees het hulle net uitgekap en hulle net 'n bietjie anders as die ander gemaak, sodat hulle kon inpas in hierdie groot ekonomie van God. Maar ek glo die tyd is nou op hande waar hulle by mekaar kom. Daar's geen geraas, geen wrywing nie, kom net by mekaar. Kan daardie groepie sien, soos die Galileërs kom, en hulle van die verskillende dele van die wêreld wat gekom het. Waarom het hulle vergader? Omdat hulle geesgenote was. Nou die res van die godsdienstige wêreld van daardie dag, hulle het nie geweet waaroor dit alles gegaan het nie. Maar hierdie mense wat dinge in gemeen gehad het, wat Jesus gesien en sy geaardheid geken het, en geweet het wat om van hom te verwag, hulle het by mekaar gekom om hulle self een eenheid te maak, want hulle het hom geken. Dis wat vandag gebeur. Daar is baie mense wat kerk toe gaan, daar is baie wat 'n geloofbelijdenis opsê, daar is baie wat die skrif bestudeer, maar daar is sommige wat hom ken. Nie om die geloofbelijdenis te ken is verlossing nie.
the rules of the church. Nie om die reëls van die kerk te ken is ewige lewe nie. Nie om in die kerk te behoort is ewige lewe nie. Daardie dinge is goed, maar tog is om hom te ken ewige lewe. Om hom, die persoon, Christus te ken. That's where eternal life lays, is knowing Him personally, yourself. Dis waar ewige lewe lê, is om homself persoonlik te ken, sy geaardheid te ken, te weet wat hy doen, hoe hy optree, en dan wanneer jy dit doen, sal jy 'n kennis van sy woord hê. Wat hy wil hê jy moet doen. Dis waar geloof kom. Jy kan nie gaan uitstap en halfpad dink hy mag dit doen, of hy sal dit waarskynlik doen. Hy sal miskien nie. Jy moet presies weet dis sy wil. Jy moet dit glo met jou hele hart. 'n Persoon het onlangs na my toe gekom en gesê, "Broer Branham, dink jy regtig dis verkeerd vir 'n man om sigarette te rook as 'n Christen?" Ek het gesê, "Hoekom het jy my gevra?" Dit bewys dat jy veroordeel is of jy sou nie die vraag gevra het nie. As daar 'n vraag in jou gemoed is, kom weg daarvan. Jy kan nie in geloof wandel met 'n vraagteken in jou gemoed nie. As jy 'n baptis is en 'n vraagteken het, Pinkster 'n vraagteken het, Presbyteriaan 'n vraagteken het, kry daardie vraagteken uit die pad uit. Ken hom, dan is daar geen vraag daaroor nie. Jy weet jy het oorgegaan uit die dood na die lewe, omdat jy hom ken, sy gees woon in jou. Jy kry sy geaardheid, sy woord is lewendig in jou. Alles wat hy gesê het is, amen. Jy sal nie sê die dae van wonderwerk is verby en glad nie so iets soos goddelike genesing met die gees van die lewende God wat die Bybel in jou geskryf het nie. Jy kan dit nie doen nie. Hy sal homself bevestig. En wanneer jy sulke dinge sien aangaan, sal jy dit nie kritiseer nie. Jy sal God verheerlik, want die enigste gees wat hulle geskryf het en hulle uitvoer, sal van hulle getuig. Dis die gees van die kerk van die lewende God van die lewende kerk lewe, en hulle is dood vir sonde en oortredinge, en het ontwaak in sy gelykenis, en beweeg deur sy gees. Daarom maak nie saak na watter denominasie toe jy gaan nie, as jy gebore is uit sy gees, het jy sy geaardheid binne in jou. Hulle het sy geaardheid geken, so hulle het onthou dat hy 'n belofte gemaak het. En hulle wat hom ken en weet wanneer hy enigiets beloof, hy sy belofte hou. Hy het gesê, hemel en aarde sal verbygaan, maar my woord sal nooit val nie. Hy hou sy belofte. En hulle wat dieselfde geaardheid het as hy, sy geaardheid binne in hulle het, glo dit met hulle hele hart. Dis die ware saad van Abraham waarvan ons gisteraand gepraat het. As die Bybel gesê terwille van ons oortredinge is hy deurboor, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom, sê die ware saad van Abraham, amen, dis die waarheid. Want die gees van God is in hulle en hulle getuig van die waarheid. Hulle neem nie hoe dinge lyk nie, hulle neem wat God daarvan gesê het. Wat as Abraham sou geneem het soos dit gelyk het, 25 jaar gewag het vir 'n belofte wat God hom gegee het, wel hy sou nooit die baba gehad het nie. Hy sou nooit die vader van klein Isak gewees het nie. Maar hy het God se woord geglo en wou dit nie los nie, maar hy het dit dag en nag nat gemaak, sterk. God geprys. O, wanneer Sarah so sê, skat, dit is al 25 jaar gelede vandat die belofte gemaak is, hier is ek amper 100. Hy so sê, prys God, ons gaan dit in elk geval kry, want God het so gesê en dit handel dit af, dis reg. Hy het die geaardheid van God geken, omdat hy 'n vriend van God was. Hy het geweet hoe om dit te neem, want hy het geweet dat sy beloftes maak nie saak hoe dwaas hulle gelyk het, of hoe eenvoudig hulle gelyk het, of hoe onredelik hulle gelyk het nie. Hulle was waar omdat God so gesê het, en dit vir altyd afgehandel. Dis hoe elke saad van Abraham vandag maak, dis hoe die wedergebore Christen vandag maak. Maak nie saak wat die wêreld sê, wat die wetenskap sê nie, wat hulle sê, dit, dat, of die ander nie. God se woord staan bo dit alles. En hulle kyk na sy woord en wat hy gesê het as die waarheid. Dit maak nie saak of hulle sê dat die wêreld nie verbrand kan word nie, dooi is of daardie liggame nie weer kan opstaan nie. Dit so gesê, dis die waarheid, dit handel dit af vir altyd. God het so gesê, en ons hou ons oë op wat hy gesê het.
Nou, hulle het sy woord geglo as die waarheid. So, hulle het geglo dat hy sy beloftes gehou het. Toe het hulle hulself vergader en buite die poort gewag. En die stad het voortgegaan met hulle ritualistiese seremonies, die godsdienstige aanbidders van die stad. Die ongelowiges het hulle take verrig. Die godsdienstige mense was by die tempel besig met al die seremoniële aanbidding, soos hulle iets gevier het wat destyds in Egipte gebeur het. Maar die gelowiges was op hulle tone en het uitgekyk vir hom om te kom. Daar was baie in die stad wat hom lief gehad het. Daar sonder twyfel baie van hulle wat geglo het in die koms van die Messias. Maar hulle het nie die gees van God in hulle gehad om hulle na hom toe te trek. Daar's miljoene vandag wat kerk toe gaan en aanbid, maar hulle ken hom nie. En net soos dit toe was, so sal dit wees by sy koms. Hulle sal hom nie sien nie. Daar was duisende in Jerusalem wat daardie verwagting gevoel het en daardie opgewondenheid wat aangegaan het. Hulle het hom nooit gesien nie. Die hartseer ding om vandag te sê, tog moet die skrif vervul word. Daar is miljoene Amerikaners wat gereeld kerk toe gaan en getrou, wat hom nooit sal sien wanneer hy kom nie, want die bruid sal weggeraap word soos 'n dief in die nag, sal hy kom. Hy sal die bruid wegraap en die res van hulle sal hom nie sien nie. Dink daaraan, miljoene Amerikaners wat kerk toe gaan in seremoniële aanbidding, maar hom nooit sal sien wanneer hy kom nie. Die uitverkorenes, die bruid sal weggeraap word, net soos dit toe was. Hulle het buite die poort vergader, hulle het met mekaar gepraat met volmaakte vertroue dat hy sou kom. Kom en sê, daar was 'n ongelowige wat verbygegaan het. Waarom is julle mense hier vergader? Waarom is julle nie daarbo by die aanbidding nie? Ons het iets in ons harte, ons wag vir die Messias. O, julle klomp godsdienstige fanatici, mag vir hulle gesê geword het, hoekom gaan julle nie saam met die res van hulle nie? Daar's iets daaromtrent, wanneer 'n man of vrou gebore is uit die gees van God, hulle gaan nie saam met die res van hulle nie, hulle gaan saam met God, waar hy gaan aanbid hulle saam met sy mense. Want God is 'n gees en hulle wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Dis waarom hulle nie by die res van hulle was nie. En terwyl hulle gewag het met lang verwagtinge, na 'n rukkie, het iemand bo oor die heuwel op 'n klein wit muiltjie aangery gekom. Dit was 'n tipe van sy koms die tweede keer uit die hemel sal hy ry op 'n wit perd. Opgekom oor die heuwel op hierdie klein wit donkie. Niemand het enige aandag aan hom gegee nie. Maar hulle wat na hom gesoek het, hulle het takke afgekap en skreeuend uitgehardloop, Hosanna aan die seun van Dawid, wat kom in die naam van die Here. Hulle harte was besonder verheug, want hulle het hom verwag, en al hulle verwagting is vervul, want hulle het geweet, die skrif het gesê, hy sou in Jerusalem inry op 'n myl, en hulle het hom sien kom. Die res van die stad het reguit voortgegaan met hulle water ingooi in potte was en hulle seremonies soos hulle aangegaan het. En toe hulle gehoor het dat hierdie groot geraas begin, Hosanna, Hosanna, wat so hard skree as wat hulle kan. O, ek kan my voorstel wat daardie mense sê, julle onderbreek ons kerkdiens met julle geraas. Dink julle dit het hulle gestop? Die einste Christus waarna hulle gesoek het, was reg by hulle. Hoe kon jy hulle stop? En dit het 'n groot opskudding veroorsaak in die stad. Die mense het begin sê, wie is hierdie wat al hierdie beroering veroorsaak? Wie is hierdie? Hy het die mense, daardie klein groepie mense wat om hom saamdrom. Wie is hierdie wat dit veroorsaak? Hulle kon hom nie in enige van hulle boeke vind nie. Hulle het een van hulle kweekskole het hom voortgebring nie.
Geen van hulle kerke het hom voortgebring nie. Daarom het hulle gevra, wie is hierdie? Wie veroorsaak hierdie beroering? Wat laat hierdie mense so optree? Het die godsdienstige mense gesê, wat laat hierdie mense skree? Waarom skree hulle? Hosanna, laat hulle stil bly. Hy het gesê, as hulle stil bly, sal die klippe onmiddellik uitroep. Iets moes plaasvind, want 'n lewende Christus was onder 'n lewende volk. Iets moes plaasvind. Die koms van die Heilige Gees in hierdie laaste dae het van 'n soortgelyke beroering onder die mense veroorsaak. Van die koms van die Heilige Gees in hierdie laaste dae het hy herlewing uitgestuur. 'n Volk wat 'n uitgeroepte, afgesonderde volk is. 'n Volk wat vry is in hulle godsdiens. Wat die lof van God uitroep en uitskree, wat glo in tekens en wonders. Hoekom? Dieselfde ding as wat dit toe was is nou. Die Gees van die lewende God woon in hulle, dis waarom hulle uitroep. Dis waarom hulle nie kan stil bly nie. En die godsdienstige wêreld kyk daarna, wat maak daardie mense? Wie is hierdie? Wat veroorsaak dit? Of mag ek dit sê, wat is hierdie? Wat is dit wat dit veroorsaak? As hulle net die skrif sou lees, sou hulle uitvind dat dit die Gees van Christus is, wat deur God beloof is dat, in die laaste dae sal ek my Gees uitstort op alle vlees. En daar sal 'n laatreën wees. 'n Reën van die Gees van God wat op die mense val in die laaste dag. En hy het gesê, daar sal ook 'n laatreën en 'n vroeë reën in dieselfde tyd wees. Nou 'n paar jaar gelede het die Heilige Gees uitgegaan op die mense gelowiges. En dit het hulle laat uitroep en God prys en hulle self afsonder van sonde en dinge van die wêreld. En om uit te kom in 'n afgesonderde volk te wees. En die Heilige Gees is uitgestort op hulle en hulle het in tale gepraat en geprofeteer en wonderwerke en tekens gedoen. Dit was die laatreën wat geval het. En dan het hulle opgelet, hy het dit nie net daar sonder gelaat of daarby nie. Hy het gesê die vroeë reën ook sal saam met die laatreën kom. Het julle opgelet wat die eerste reën was? Was sy eie reën, daarna die reën van die apostels gekom en hierdie laaste dae beide die reën van die apostels en die reën van die Here Jesus. Dis wat die mense laat uitroep, Hosanna vir hom wat kom in die naam van die Here. Dis waarom mense vandag die godsdienstige wêreld vra, waaroor gaan hierdie bohaai? Waarom skree hulle so hard? Wat laat hulle skree? En watter soort taal praat hulle? Waaroor gaan al hierdie dinge? Die wêreld vra, wie is hierdie? Maar die heiliges roep uit, Hosanna vir hom wat kom in die naam van die Here. Dis die Heilige Gees, die Gees van God uitgestort op die kerk, sonder laaste dae om tekens en wonders te wys. Die kerk weet dit, hulle is gebore uit die Gees. Kyk hoe hy dit gedoen het, die laatreën het gekom, en toe het die vroeë reëns gekom, saam met die laatreën, om te bevestig dat die laatreën waar was. Nou die mense het gesê, daardie mense is mal, hulle het hulle verstand verloor, wel hulle is 'n klomp fanatici. Dis dieselfde ding wat hulle van hom gesê het. Hulle het verskillende opinies gehad. Hulle het nie geweet wat om te doen nie, maar hulle het geweet iets was aan die gebeur. Maar kyk, hulle het hom genoem toe hy in die vroeë reën gekom het. Het hulle gesê hy was 'n Beelzebub, 'n duiwel. Hoeveel keer het julle al mense hoor sê dat hulle wat in tale praat van die duiwel is? Het julle dit nie gehoor nie? Daardie mense is mal, steek hulle hande op en skud en praat in tale en skree. Hulle verstaan dit net nie, dis al. Skrifte is vervul, hierdie groot vloed wat nou kom, maak net 'n kerk gereed vir hom, wanneer hy op 'n wit berg gery sal kom. Hulle sal eendragtig vergader word in een plek en daar sal die Here Jesus kom. Hulle verstaan dit nie. Hulle het gesê, daar's iets verkeerd met daardie mense. Hulle is mal.
Dis die goed wat hulle van hom gesê het. Hulle het gesê, van watter skool af het hy gekom? En watter denominasie behoort hy? Is hy Fariseer, Sadduseer, Herodiaan? Wat is hy? Hy het nie aan enige van hulle behoort nie, hy het aan God behoort, want hy was die seun van God. Die Heilige Gees is nie beperk tot enige denominasie nie, dis van God. En dis vir wie ook al wil, laat hom kom en vrylik neem van die Gees van die lewe. Dit is nie beperk tot enige van ons nie. Dis net iets wat met ons gebeur het. Wat doen dit? Ter voorbereiding vir die opstanding, voorbereiding vir die koms van die Here. Nou julle sien die mense wat saam vergader, die kerke wat hulle verskilletjies afbring en almal by mekaar kom, hulle maak gereed. Hoekom? Ons sal hom een van hierdie oggende sien kom in die heerlikheid. Nou en daardie dae het hulle gesê, hierdie man, daar's niks in hom nie. Ons kan dit nie in ons boeke uitdink nie. Ons kan hom nêrens in die skrifte plaas nie. Dat die Bybel gesê het, hulle was verblind vir die skrifte. Hulle kon nie verstaan nie. Het gesê, en nou Jesus soveel wonderwerke gedoen het, tog kon hulle hom nie glo nie. Want die Bybel het gesê, Jesaja, hulle het oor en kan nie hoor nie, oë en kan nie sien nie. Hulle was verblind, dit was verberg vir hulle. Maar toe het hulle gekom om diegene te kritiseer wat dit gehad het. Nou hierdie mense is vreemde mense, hulle mag dit nie kan verduidelik nie, maar hulle het dit. Dis die hoofsaak is om dit te hê. Ek kan nie verduidelik hoe daardie ligte brand nie, niemand anders kan nie. Maar ons het dit net in elk geval. Dis hoe dit is met die Heilige Gees. Ek kan julle nie sê hoe dit kom nie, dis net hier, dis al wat ek weet en dit bewys dit self. Dit is hier. Iemand het my een keer gevra, waar het daardie kraai brood en vleis gekry? Gebraaide vleis of wat het ook al was, waarmee hy vir Elia gevoed het. Waar het 'n kraai daardie vleis gekry en hom vir 3,5 jaar gevoed? Ek weet nie, miskien het Elia ook nie. Maar die enigste ding wat hy geweet het, is dat die kraai dit gebring het en hy dit geëet het. Hy het vir 3,5 jaar daarvan gelewe. Dis hoe dit is met die Heilige Gees. Ek kan julle sê waar dit is en wat dit doen nie, maar enigste ding wat ek weet, dit kom en ons kry dit en ontvang dit en het dit. En dis ons erfenis van God, deur genade van God. Die Heilige Gees en dit behoort in die kerk. God het dit vir die kerk gegee om dit te lei en te begelei. 'n Vreemde kerk en aardig vir die dinge van die wêreld, maar glorieryk in die oë van God. Dis sy kerk. Hulle kon dit nie verduidelik nie, hulle het nie geweet waarom hulle dit gedoen het nie. Hy het gesê, hulle leier wat hy is. Hy's 'n vals geneeser. Nou is dit nie net omtrent hoe dit vandag is nie. Vals geneeser en hy is 'n vriend van daardie wilde mal man met geen klere aan, die stuk skaapvel om hom gedraai. Hom Johannes die Doper genoem. Hy was 'n vriend vir hom en dis die soort skare waarmee hy geassosieer word. Wel, seker was dit, dank God vir daardie skare. Ek is bly om een van hulle te wees. Ek hou daarvan om te sê, saam met die apostel Paulus van ouds, op die manier wat ek kettery genoem word vir die wêreld, dis hoe ek die God van ons vaders aanbid. Hoe hulle het vir hom gewag, en toe hy gekom het, het hulle hom geken. Het hulle sy geaardheid geken. Nou vandag het die kerk, nadat dit die vroeë reën ontvang het, of die laat reën ontvang het, die uitstorting van die Heilige Gees op die kerk, dit was eers, hulle het die Heilige Gees ontvang die laat reën. Dan kom die vroeë reën terug saam met die laat reën om daarmee te verenig, om te bewys dat die laat reën reg was. Nou die Heilige Gees het in die kerk ingekom om tekens te gee, onderskeiding. Waarom weet ons dis reg? Want dis dieselfde Gees met dieselfde aksies, met dieselfde tekens, met dieselfde wonders, met dieselfde krag, met dieselfde van alles wat daar in die vroeë kerk was, is in hierdie kerk. Onderskeiding van gees, profesie, tale, interpretasie, goddelike genesing, kragte. Wel, dit sal 'n wedergebore kerk kos om dit te glo. Maar is dit vandag dieselfde kerk? Die Heilige Gees het 'n tyd gelede geval, 30, 40 jaar gelede hier in Amerika. En die Pinksterbeweging het deur Methodist, Baptist, Presbyterian gegaan, oral. Uitverkorenes van God uitgeroep, hulle bymekaar gekry. Hulle het alself georganiseer in klein groepies gekry, wat gemeentes van God, kerk van God, vierkant, en almal van daardie genoem word. Maar die uur het gekom, glorie aan God, die uur het gekom. Ons klein verskilletjies is weg. Kerk vergader hulle self, die krag van God is in ons hande. En Jesus, ons Here, is in ons midde wat beweeg, vroeg en laat reën laat uitstort, dit saam uitstort.
Saam het verlaat die kerke wat inkom, vra nie, steek net hulle hande op en prys God. Een van hierdie oggende sal ons hom oorgery sien kom, nie 'n heuwel nie, maar oor 'n groot wit wolk oor kan in die heerlikheid, wat ry op 'n wit perd om sy kerk weg te neem. Terwyl die wêreld steeds sê, wie is hierdie? Wat is hierdie? Waaroor gaan dit alles? Hulle wat hulle God ken, sal kragtige werke doen in die laaste dae. Ons is by die eindtyd. Nou, die Fariseërs het gesê, wie is hy? Hulle het geweet wie hy was. Nou die vraag is hierdie vandag. Wanneer julle hom sien kom en in die diens staan die Heilige Gees, en 'n persoon genoeg geloof gee om met 'n ander een hier te praat en hom net presies alles van sy lewe te vertel, wat kan dit doen? Wat ook al het dit gedoen. Het nog nooit gedoen totdat Jesus gekom het nie en het nog nooit sedertdien nie. Wat is dit? Die vroeë reën wat in die laatreën kom. En die mense wat jou mal genoem het, partykeer het jy dalk net vasgehou met tande en toenails, soos ons dit noem, om te probeer vashou aan wat jy weet reg was. Nou het die Heilige Gees reguit teruggekom en bevestig met die vroeë reën in die laatreën om te bewys dat dit sy beweging was. Val hulle albei saam. Amen. Hoe ek wens hulle kon dit sien, dat die groot beweging van God wat 40 jaar gelede begin het, destyds daar toe die laatreën begin val het, die vroeë reën, die vroeë krag wat begin het met Jesus Christus, het in hierdie kerk ingekom en bewys dat hy dieselfde Jesus Christus is. Dan begin die kerk vorentoe beweeg, hulle self vergader, alles afbreek, uitbeweeg. Die wêreld sê steeds, wie is hierdie? Wat is hierdie? Die vraag is nie wat hulle gesê het nie, die vraag is aan julle, wat dink julle is hierdie? Wie dink julle is hierdie? Sal julle hierdie as Beelzebub klassifiseer? Sou julle sê 'n spiritualist, sou julle sê 'n fortuinverteller, sou julle een of ander soort verstandstelepathy sê, of sê julle Hosanna vir hom wat kom in die naam van die Here? Hy is die Heilige Gees. Die Heilige Gees, die Gees van God wat in krag en opstanding gekom het om te bewys dat Jesus Christus nie dood is nie, maar hy is lewendig en gereed om terug te keer vir sy kerk. Glo julle dit? Ons hoofde buig. O Here, hierdie woorde is waarlik die waarheid. Ons glo dat die uur so naby aan die koms is. Die wêreld bewe hulle en weet nie wat die probleem is nie, maar ons weet dat Jesus op sy pad is en ons begin onsself vergader by die poort van die krag van God. Hulle wat in God glo, hulle wat gebore is uit sy Gees, hulle wat die Heilige Gees het, hulle weet dat daar die Heilige Gees die Gees van God is en dat hy dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. Hy kan nie sy geaardheid verander nie, want hy is God. En wanneer God in mense inkom, laat dit hulle glo vir die onmoontlike. Dit bring ook dieselfde soort vrugte voort wat die vroeë reën voortgebring het. Want dit is die vroeë reën gemeng met die laatreën en die wêreld roep uit, wie is hierdie of wat is hierdie? Hulle het dit nie op hulle boeke nie, hulle glo nie in daardie soort van 'n koms van 'n Christus nie. Hulle hou steeds hulle seremonies, loop na standbeelde en seën hulself en was en besprinkeling met waters en dra van klere. Maar die kerk van die lewende God maak haarself gereed aan die binnekant deur hulle geloof daagliks nie in die Heilige Gees. Die Heilige Gees het nou ingekom en in hierdie laatreën het hy ons daarin geplaas. En reeds bevestig rondom die wêreld onder die gelowiges dat hy dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. Hy is dieselfde Jesus wat 'n vrou sy kleed aangeraak het in die vroeë reën en hy het omgedraai en vir haar gesê wat haar probleme was en sy is genees. Hy is dieselfde Jesus wat vir Petrus gesê het dat sy naam Simon was. En hy sou hom Petrus noem en sy vader se naam wat hy was en toe vir Nathanael vertel waar hy was voor hy na die diens toe gekom het. Het die vrou van Samaria vertel wat haar sondes was, uitgekyk oor die gehore en die gedagtes van hulle hart onderskei.
Toe die groot Paulus geskryf het, die gees van God is skerper as 'n tweesnydende swaard, wat deurdring tot die skeiding van die murg van die been en 'n onderskeier van die gedagtes van die hart. Jesus het gespreek en gesê, soos dit was in die dae van Sodom, so sal dit wees in die koms van die Seun van die Mens. Deur daardie engel te sien, daardie man wat kom in 'n menslike vorm, eet en melk drink, vleis eet van die kalf, boter eet, mieliekoekies en daar gesit en Abraham gevra het vir wie hy nie geken het nie. Waar was Sara sy vrou? En in die tent het sy gelag en hy het gesê, waarom het sy gelag? Jesus het gesê, dit sal weer kom net in die tydperk van vernietiging van Sodom en Gomorra. En hoe die moderne wêreld onder in Sodom steeds getwyfel en verbouwereerd was, net ter nood gered deur, maar tog, Here God, sien ons die atoomkrag, die waterstofkragte wat in die hande van die vyand lê. Omtrent enige tyd wat die hemel aan die brand kan slaan soos dit was in die dae van Sodom. Hier is dit die laatreën wat nou uitgestort is 40 jaar. Dit het deur die mense gegaan en begin nou aan die tweede geslag. Daardie geslag, die eerste geslag, dit het opgestaan. Die tweede geslag was die een wat oorgegaan het in die beloofde land. Vader God, wees genadig, U het U Gees gestuur, U bevestig daardie woorde, U stort nou uit in die laatreën, in hierdie tweede groep, die vroeë reën ook. En hulle sien dit, hulle glo dit, hulle omhels en roep, dit is die Heilige Gees wat kom in die naam van die Here Jesus, dis die Heilige Gees en ons omhels dit en glo dit en roep uit. Here, mag nie saak wat die wêreld sê nie, gee meer daarvan vir ons, Here. O, rig gestaan daar op teen die vyand elke keer wat hy inkom soos 'n vloed. Dis U belofte. Vader, ons bid vandag dat U U woord sal bevestig met elke hart hier binne. Mag daar nie een persoon hier uitgaan wat die boodskap mis nie. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Amen. I love Him. Aanbid nou. I love Him because He loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. I love Him. Sonder net jouself af, net jy en hy. Love Him because He first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Lord God, we love You, Lord. Here God, ons het U lief, Here. Ons kon vandag buite in die wêreld gewees het, verskeur, rondgeslaan, heeltemal verbouwereerd en nie geweet het wat aangaan nie. But oh,
Maar o, hoe bly is ons om te weet vanmiddag dat ons name in die hemel geskryf is. Dat die Gees van God met ons is. Selfs die wetenskaplike wêreld het die foto van sy wese geneem. Die groot vuurkolom wat die kinders van Israel gelei het, ons het dit in ons midde, met wetenskaplike bewys. Ons het dit in ons harte, deur sy genade. Nou sien ons dit en wonder of dit die regte Gees is, mag die wêreld sê. Ons hou dit dop en sien, dit doen dieselfde dinge wat die vroeë reën gedoen het, en wat die laatreën gedoen het, dit doen dieselfde ding, wat dit in die Bybel gedoen het. Ons weet dan dat dit die Gees van Christus is. Ons het U lief, Here, daar's nie 'n swempie twyfel in ons hart nie. As daar is, neem dit weg, Vader. As daar sommige vandag hier is, Here, wat nie hierdie gemeenskap om die Heilige Gees geniet het nie, wat nie seker weet of hulle net reg is nie, mag hierdie die uur wees wat U tot hulle spreek, met hulle harte praat, Here. Nou woorde is woorde, maar ons weet dat God se woord waar is. Nou laat U woorde weer onder ons lewe vanmiddag deur tekens en wonders, dat elkeen mag weet en glo dat U die Seun van God bly. En hierdie waarvan hulle praat en wonder wat hierdie is en wie hierdie is, mag hulle weet. Mag hulle woord hoor soos die disippels daardie aand op die boot, toe hulle gedink het dit was spookagtig. 'n Gees wat op die water geloop en gesê het, wees nie bevrees nie, dit is ek. Hou goeie moed. Dan, Here, mag elke afgedwaalde persoon hier binne die Verlosser verwelkom in hulle klein, hulle bootjie, waarin hulle die lewe se gevaarlike see bevaar. Skenk dit, Vader, dat hy hulle mag neem dat die land waar daar geen dood is nie, geen siekte, geen droefheid, geen ouderdom, of niks wat ooit sal vergaan nie, dit sal alles volmaak wees daar. Mag Christus in elke ongeredde hart inkom en die loods en gids wees van hierdie uur af. Ons vra in Jesus naam. Amen. Die gebedskaartjie is uitgegee B 1 tot 100. Waar het ons begin die laaste keer? Weet enig iemand? 1. Ons het die laaste keer by 1 begin, sodat ons dit net op 'n ander plek kan laat eindig. Laat ons by 25 begin. Goed, 25. Wie het dit? B 25. Steek jou hand op. Gebedskaartjie B 25. Het iemand dit? Waar? 25, 26, wie het 26, 27. Steek jou hand op as jy kan opstaan. 27, 28, 28. Wie het B-kaartjie 28? 29, 30, 30. 30, ek het nie. 31, 32, 32, ek het nie jou hand gesien nie. Asseblief staan vinnig op sodat ons nie veel tyd sal spandeer nie. Ons wil hê julle moet nou terugkom by die huis sodat ons kerk toe kan gaan vanaand. 33, 34, 35, 36, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 2, 3, 4, 5. Hoeveel plek het julle daaronder? Ons weet net nie hoe ver dit sal kom nie, ons weet nie. 46, 47, 48, 49, 50. Maak nie saak hoeveel daar is nie, die ding is om net julle aandag op Christus te vestig. Hoeveel was hier gisteraand? Laat ons julle hande sien. Ons het nooit eens 'n gebedskaartjie gehad gisteraand nie. Het hulle nie nou nodig nie. O, hy's hier. Ek is so bly. Ek so. Hoeveel daar buite het nie 'n gebedskaartjie nie? Steek julle hande op. Goed, kyk hiernatoe en glo. Glo met julle hele hart en kyk of God dit nie laat gebeur nie. Die dame wat daar sit soort van geset, jy het jou hand opgesteek, het nie dame goed. Glo jy dat ek sy profeet, sy diensknegt, sy getuie is? Jy glo hierdie bediening is nie net presies net 'n gewone. Dis 'n gestuurde bediening van God om die nasies in hierdie dae te waarsku. Glo jy dit met jou hele hart? Jy het 'n klierprobleem, is wat jou probleem is. Want iemand sê, ja, sy lyk groot, maar ek mag dit vir jou sê, jy's ook 'n prediker, 'n vroue prediker. Glo jy nou met jou hele hart? Gaan huis toe, glo met jou hele hart. Jou klierprobleem sal verby wees.
Sien, en het geloof van God moet dit nie betwyfel nie. En het geloof, glo dat wat God gesê het waar is. Dis al wat ek julle vra om te doen, is om geloof van God te hê. As julle kan glo. Sien, voor die gebedsry ooit hier begin het, wanneer die Heilige Gees, wanneer julle mense soos julle almal hier, julle besef nie die geleentheid wat julle nou het nie. Ek is seker julle besef nie. As julle net geweet het, wel elkeen van daardie 9 geestelike gawes kon reg in die kerk geplaas word op hierdie oomblik. Wel, dinge sou plaasvind, daar sou nog 'n Pinkster wees. Sien, dis waarvoor hierdie herlewing daar is. Dis wat kom in groter gawes wat in beweeg, want dis om die mense net vinnig wakker te maak. Dit begin om te begin wanneer jy predikers bymekaar sien kom, hulle vergader buite die poort. Moenie die boodskap vergeet nie, omdat die Heilige Gees die boodskap bevestig. Onthou die boodskap, en dan sal God vir die res sorg. Goed, hulle probeer die mense agter mekaar kry. Sommige van die res van julle bid, begin net glo. I now believe with all my heart. Om met julle hele hart te sê, Here, ek glo nou met my hele hart. Hier's 2 mans wat net hier sit en nou na my kyk, reg hier agter. Een het na die kant toe gekyk, hy het gesimpatiseer met die gebedsry. Die ander een het opgekyk soos daardie met sy oë toe gebid. Ja meneer, jou prostaatprobleem het opgehou meneer. Jy wat jou hand net nou opgesteek het, omdat jy glo. Sit jou hande oorkant op die man wat langs jou sit, die bejaarde man daar. Hy het 'n sinusprobleem wat hom pla. Dis reg, is dit nie meneer? As dit reg is, steek jou hand op. Gaan nou huis toe, albei van julle en word gesond van julle probleme in die naam van Jesus Christus. As dit nie wat is dit? Dis die vroeë reën wat in die Pinksterbeweging inkom, soos die laatreën. Hulle is albei saam uitgestort in die laaste dae. God het gesê hy sou dit in dieselfde maand doen. Amen. Die skrifte moet vervul word. Ons het nie gebedskaartjies nodig nie, ons geloof nodig het ons nie. Almal wat in die gebedsry steek hulle hande op as ons vreemdelinge vir mekaar is, dat ek julle almal nie ken nie. Steek hulle hande op. Niks weet van julle nie, geen van julle probleme nie. Wat van jou? Goed. Hoeveel buite in die gehoor weet dat ek niks van julle af weet nie? Steek julle hande op. Dametjie sit onder 'n rykertjie wat probleme ondervind met haar ingewande. Jy hoef jou nie meer te kwel nie, suster. Jou geloof het jou net toegenees. Staan op jou voete en aanvaar jou genesing. Ja, jy met jou hand wat waai, dis reg. Staan net hier, wat reggie sit, klein bruin jassie aan. Staan op jou voete sodat die mense sal weet, daar is jy. Het gelei aan daardie darmprobleem, soos 'n colitis soort van daarin, maar dit het jou nou verlaat. Jesus Christus het jou gesond gemaak. Amen. If you can believe, have faith in God. Oh, what could happen? As julle kan glo, geloof in God. O, wat kan gebeur? The little lady sitting right here. Die dame wat net hier sit, sy hou 'n gebedskaartjie in haar hand wat reg hier agter sit, oor kan na hierdie kant toe kyk. Ja. Glo jy my met jou hele hart? You don't have to use that prayer card. Jy hoef nie daardie gebedskaart te gebruik nie, sit dit terug in jou beursie, hou dit vir 'n aandenking. Jou artritis het jou verlaat in elk geval toe. Sien, het die man wat agter haar gesit opgewonde gemaak, hy word gepla met hoes. Dis reg is dit nie meneer, steek jou hand op, dis weg van jou ook. Nou kan jy huis toe gaan, gesond wees. Amen. As jy kan glo. Even a woman laying there. Selfs die vrou wat daar op die bed lê, ek weet wat verkeerd is met haar. Ek kan haar nie genees nie, maar jy het een kans. Kanker is besig om jou dood te maak. Maar as jy sal glo met jou hele hart, daar is 'n donker skaduwee oor jou. Dit sal jou verlaat en jy kan huis toe gaan en gesond wees. Ek ken jou nie. Het jy gebedskaartjie? Jy sal dit nie hoef te gebruik as jy net met jou hele hart sal glo nie. You're going to die laying there. Ek gaan sterf terwyl jy daar lê, so ek sal Christus as my geneeser neem, uitstap. My geloof sit in die hande van God, want die dokters het hy opgegee. As you go home. Haar gaan sê om huis toe te gaan. Let's just give God praise, everybody. Laat ons net God prys. Almal gee God. Sy gaan huis toe in geloof in die Here Jesus Christus. Haar genesing aanvaar. God seën jou. Voel jy nou beter? Waai jou hand as jy beter voel. Sê die Here God het die werk gedoen. Staan op, gaan huis toe. Kom ons sing 'n lied vir God soos jy verbygaan. Ek sal hom prys, ek sal hom prys. I will praise him. I will praise
julle hande op nou. Voel julle sy teenwoordigheid, laat ons hom nou net prys. Prys hom. Mag maar sit, o goeieste. Kan julle sien waarom ons by die poort vergader? Kyk na daardie arme kreppel vrou gekluister aan daardie rolstoel wat gisteraan hier gesit het. Heilige Gees het daar beveel om daardie op te staan. Daardie kreppel vrou het opgekom, gesond uit die gebou uitgestap. Daar het 'n vrou op sterwe gelê, haar keuse gegee. Daar gaan sy uit met haar hande op in die lug, opgegee deur die dokter en alles wat sing, ek sal hom prys, ek sal hom prys. Prys die lam vir sondaars geslag. Die Heilige Gees wat inbeweeg, as julle kan glo, is alles moontlik. Gebedskaartjie. Hy's hier. Daar gaan die een wat die bed in draagbaar neem, dit terugneem na waar dit hoort. Sy het uitgegaan en geloop onder die krag van die Heilige Gees, onder sy toesig en gespreek deur hom. Die Gees van die lewende God, sien, julle het nie gebedskaartjies nodig nie. Julle het geloof nodig. Amen en amen. Goed, wat dink jy hiervan, suster? Glo jy dit met jou hele hart? Glo jy dis die Gees van die lewende God? Glo jy dat hy kom en hierdie dinge doen om sy woord te bevestig, waaroor ek pas gepreek het? Glo jy God kan vir my sê wat jou probleem is? Ek ken jou nie, jy weet dit net so min as wat ek daardie mense daar buite geken het. Jy's net 'n vrou wat 'n gebedskaartjie iewers gekry het van waar ons geroep het, en net toevallig die eerste een op die platform was. Is dit dieselfde Christus? Glo jy dat die vroeë reën nou in hierdie laat reën ingekom het soos God gesê het dit sou, en dit meng hierdie emosie onder die mense veroorsaak het? Die buitenste godsdienstige wêreld roep uit, wie is hierdie? Wat is hierdie? Maar ons weet wat hierdie is. Ons sien die geaardheid daarvan. Ons sien wat dit doen. Nou kyk op dit die Gees van Christus is. As dit die Gees van Christus is, sou dit wees soos die vrou wat staan by die put, 'n man en 'n vrou. Nou dit sal nie wees nie, ek en jy sal nie hulle wees nie. Nee, maar die Gees van hom is hier en hy moet my lippe gebruik. Want sy liggaam sit in die regterhand van God in die heerlikheid. Sy Gees is hier. En dan as sy my Gees, sy Gees word, en my Gees kan in die pad kom deur 'n gawe, net terugbeweeg soos ek dit doen deur 'n gawe, dan sal sy Gees spreek. Is dit reg? Jy wil ek moet vir jou bid vir arthritis en dis in jou vingers. Dis reg, dis reg. Ek sal jou iets anders vertel dat jy kan weet dat ek sy dienskneg is. Jy bid vir iemand anders, jy het iemand anders op jou hart en daardie persoon is in 'n ernstige toestand. Het kanker, die kanker is in die nier en hulle woon in 'n stad met die naam van Sacramento. Jy is van Oakland, jou naam is mevrou Belter. Gaan huis toe, Jesus Christus het jou genees. Amen. Glo jy aan die Here Jesus Christus met jou hele hart, dis sy Gees wat dit doen. As jy kan glo, is alles moontlik. Aangename kennis. Ek's 'n vreemdeling vir jou, maar nie vir hom nie. Ons ken hom albei omdat jy 'n Christen suster is. As ek jou kon help en dit nie sou doen nie, sou ek boos wees. Ek kan dit slegs doen deur myself oor te gee aan die wil van God en hom te laat spreek. Kyk wat hy sê. Jy het 'n allergie, spastiese darm, kolon, het die dokter gesê. Dis reg. Dis jou probleem. Glo jy met jou hele hart? As jy kan glo,
is alles moontlik. Miss Andrews? Mevrou Andrews, dis reg, jy's van Oakland. Gaan nou huis toe, dis verby. Jesus Christus maak jou gesond. Could I do that? Kan ek dit doen? Nee, ek kan beslis nie. Dis die Gees van God. Nou dis waarom die wêreld sê, wat is hierdie? Dis die duiwel. Dis wat hulle van hom gesê het. Hy is Beelzebub. Hy is 'n fortuinverteller. But they who know it cry Hosanna. Maar hulle wat dit weet, roep uit, Hosanna, Hosanna, die Here kom, die Heilige Gees getuig van sy koms, deur die vroeë reën in die laatreën te plaas, wat ons glo. Amen. Jy staan hier vir iemand anders, dis jou man, hy is baie senuweeagtig en ontsteld. Glo jy, neem daardie sakdoek en lê dit op hom, dit sal hom verlaat. Glo nou en twyfel aan niks nie, jy sal kry wat jy gesê het. Amen. You believe it all your heart? Glo jy met jou hele hart? Aangename kennis, meneer, ons is vreemdelinge vir mekaar. God ken ons albei. Glo jy God kan aan my openbaar wat jou probleem is? As ek myself aan hom onderwerp, dan sal dit volmaak wees. Hy sal spreek. Sal jy aanvaar wat hy gesê het? You believe it. You're here for Glo jy dit? Jy's hier vir jou arm, jou elmboog en arm. Jy het in 'n motorongeluk dit seer gemaak. Hulle dink daaraan om te opereer, maar jy het gekom om God te vra om jou te genees. Dis reg, is dit nie? Glo hom en jy sal gesond word en jy sal nie die operasie hoef te hê nie in die naam van die Here Jesus. You believe? Glo julle? Glo almal? How do you do, sir? I do not know you, but God does know you. Aangename kennis, meneer, ek ken jou nie, maar God ken jou wel. Jy het 'n spier- en beentoestand, dis artritis en reumatiek, soort van gemeng. That's right. You're a minister. Dis reg, jy's 'n prediker, jy's van Oakland, gaan terug, word gesond. Jesus Christus maak jou gesond. God seën my broer. Have faith Ek in geloof God. in God, glo en ons hoef nie verder te gaan nie. Glo julle dit nie met julle hele hart nie. Nou is die uur, nou is die aanvaarde tyd. Hold the prayer line there a minute, Billy. Hold the prayer line. Hou die gebedsry daar 'n oomblik, Billy. Hou die gebedsry. Senator, what do you think of it? Onder, wat dink jy daarvan? Wat dink jy afvallige? Is dit nie jou tyd nie? Sien jy nie die skrifte word presies bevestig nie? The former rain, the first Die vroeë reën, die eerste een toe hy hier was, het afgekom in hierdie groep wat mense dink mal is en bevestig dat die laatreën uitgestort is in hierdie laaste jare. and form this great full gospel. En met hierdie groot volle evangelie kerk gevorm, die vroeë reën het reg daarin inbeweeg soos God gesê het en sou albei in dieselfde maand wees. Hier is ons, vroeë reën saam met die laatreën. Is this Is dit die pasiënt? Is hierdie een van? Goed. Dame, ons ken mekaar nie, maar God ken ons albei. Ken enige iemand hierdie vrou? Enige iemand? Wel ja. Hande sien opgaan daar binne. Goed. Laat dit bekend word. the rest of you sinners? Watch this. Die res van julle sonders, hou dit nou dop en dink dat daardie einste ding wat met julle hart praat vir julle sê dat julle moet bekeer. Dis dieselfde ding wat hierdie vrou sal sê waarvoor sy ook al hier is. She might be a sinner. Sy mag 'n sonder wees, sy mag 'n afvallige wees, sy mag 'n siek vrou wees, sy mag finansiële behoeftes hê, sy mag staan vir iemand anders. Ek weet nie, God weet dit. But if He will reveal it, will you expect it and believe that it is the Son of God? And Maar as hy dit sal openbaar, sal julle dit aanvaar en glo dat dit die seun van God is en sy gees hier is. Dis nie ek nie, dis hy. Dis nie julle nie, dis hy. Dis hy wat met julle hart praat. Your trouble's in your head. You have trouble. Jou probleme is in jou kop. Jy het probleme met jou kop. You're a minister's wife. Jy's 'n prediker se vrou. Jou man is 'n prediker. Your name is Vincent. Jou naam is Beson, B-E-S-O-N. Daar's iets vreemd omtrent die man. Hy is nou die aand hier genees. Dis reg, dis presies die waarheid. Ek sien hom staan. Goed, gaan huis toe. Seën jou nou, jy kan gesond gemaak word. Believe on the Lord Jesus. Glo in die Here Jesus, glo julle dit? Kom sonder, laat ek jou net 'n oomblik vra. Wat van sonder vriend hiernatoe kom? Hy praat met jou, kom staan net hier net 'n oomblik sal jy. Ons vir ons 'n wysie gee, amper oorreed, net nou. Wat kan hy meer doen? Amper oortuig, nou om te glo. Moenie sê dis 'n groot deftige ding nie. Die Heilige Gees is hier. Laat ons dit nou sing en julle sonder vriende kom staan net hier. Laat ek vir julle bid. Die Heilige Gees praat met my, roep die altaar. Iemand wil net nou kom. Goed, kom ons sing en kom reg het hiernatoe. Suster, kom nou reg het hiernatoe. Lovely little Spanish girl coming up. Die pragtige klein Spaanse meisietjie wat nader kom. Come on now.
Kom nou beweeg reguit uit jou sitplek, kom hier na toe. Afvallige sondaar, sonder God, sonder Christus, sonder hoop in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Waarom kom julle nie nou nie? Dis reg, dierbare suster, kom reguit hier na toe om jou plek in te neem. Some soul to save. Go, Spirit God. Kocheno, suster, kom. Kocheno, broer, kom reguit hier na toe. Watter ander geleë dag kan ek kry? Meneer Max Baer, miskien het hy gehoor dat dit gesing word. Ek hoop en vertrou dat die man gered is na Jesus toe gegaan het, maar binne 'n oomblik in sy hotelkamer het 'n groot sterk man, welbekend gewild, pas die skeieregter, 'n geveg oor kan in Phoenix gewees. Nooit gedink om te sterf op daardie tyd nie, jong man. Net 50 jaar oud, sterk, atleet, 'n keer van die nasie, maar binne 'n sekonde het 'n aar hom in sy hart getref en 'n pyn het in sy bors afgeloop. En hy het geskree, God, ek kom. En hier het hy uitgegaan om God te ontmoet. Dit mag jou toestand wees, miskien nie op daardie manier nie, maar op een of ander manier moet jy dit trotseer. Moenie die tyd laat verbygaan wanneer die Heilige Gees hier roep, soos dit nou doen nie. Sal jy nie nou kom terwyl ons nog een keer sing nie? Jy wat heeltemal verbouwereerd is, jy weet nie of jy 'n Christen is of nie, moenie daardie kans vat nie, vriend. Jy wat nog nooit die groot boodskap van die Heilige Gees aanvaar het en gevul is met sy krag nie, jy het dit nog nooit gedoen nie. Moenie 'n kans vat daarmee nie. Jy sê 'n ander meer geledig. Wat as meneer Baer dit sou gesê het? Sien, julle moet nou daarin dink, ernstig dink. Hierdie is die uur. Wie is hierdie? Waaroor gaan dit alles? Wat as ons hom dieselfde laat sê wat Jesus het toe hy hier op aarde was? Niemand kan dit verduidelik nie. Ons kan dit nie verduidelik nie. Ek kan dit nie verduidelik nie. Ek weet niks meer daarvan as wat die skrifte dit gesê het nie. En hier is dit. Waarvan praat dit? Die nabye koms van die Here Jesus. Kom, sal hulle nou terwyl ons weer sing. Laat ons hoofde net 'n oomblik buig. Is daar diegene hier wat Christus nie ken nie en julle het nie die moed om te kom nie? Steek julle hande op, ek seker iewers. God seën die man daar agter wat sy hand opgesteek het. Iemand anders? God seën jou, jong kerel. Iemand anders? God seën jou hier oorkant, jong kerel. Moenie dat Satan jou vashou nie, dierbare broer, dierbare suster. Glo my as 'n diensknegt, glo my omdat my woorde nie myne is nie. Ek spreek syne. Dit bewys dit hier om dinge te weet waarvan ek niks weet nie, dis hy. Laat ek julle oortuig in Christus naam word vanmiddag met Christus persoon. Kom, sal julle nou nie? Glo net in hom met jou hele hart en ontvang dit. Terwyl die persoonlike werkers nader stap aan hulle hier, sal hulle net nou saam met hulle kom, terwyl ons hoofde gebuig hou nie. 4 of 5 of 6 het hulle hande opgesteek, sal hulle net nou kom, terwyl ons stadig sing nie. You want the Holy Ghost, will you come? Julle wil die Heilige Gees hê, sal julle kom, julle wat die doop van die Heilige Gees verlang, sal julle ook nader stap saam met diegene.
Daardie damesprobleem, dis nou alles weg van jou. Jou damesprobleem is nou verby, jy kan huis toe gaan, gesond wees. Es van julle onder in daardie gebedsry, glo net met julle hele hart, is nou alles verby, die Heilige Gees maak julle gesond. Gaan, glo dit. Kom nou. Baie ernstige tyd. Ek weet nie waarom die Heilige Gees my dit laat aanhou sing nie. Daar moet iewers iets wees. Miskien sou dit kan dit wees, vriende, ek weet nie, jy's 'n Christen. Kan iemand hulle laaste uitnodiging kry? Kan dit wees? Kan dit? As dit is, moenie dit uitstel nie, broer, suster, dit mag die laaste keer wees. Nou sal jy net nou, terwyl ons nog een keer sing nie, dan sal ek vry voel om af te sluit en te bid. Tjeno dame, jy het my na jou sien kyk. Ek het geweet dit was jy. So hierdie is jou tyd. Ons hemelse Vader, ons is dankbaar, Here, vir hierdie kinders van U, wat hier in berou staan met hulle hoofde gebuig na die stof waaruit hulle geneem is. En eendag sal hulle terugkeer na die stof, want daar staan geskrywe, stof is jy, tot stof sal jy terugkeer. En nou, Vader God, ons is inderdaad bly dat die boodskap hierdie mense voortgebring het. Dit is geskryf en gesê deur ons Here Jesus, niemand kan na my toe kom as my Vader hom nie eers trek nie. Dan weet ons dat die groot Heilige Gees hierdie mense oortuig het van hulle verkeerde dinge. En hulle het gekom op die uitnodiging van die Heilige Gees. En dan word daar ook gesê, hy wat na my toe kom, sal ek op geen manier uitwerp nie. Ek sal hom die ewige lewe gee en sal hom oprig in die laaste dag. Ons weet dit is binne bereik van hierdie mense vandag wat hier in berou staan. Hulle het in die openbaar voor hierdie gehoor gekom om te bely dat hulle gesondig en verkeerd gedoen het. En dit is geskryf in die woord, hy wat sy sondes bely sal genade ontvang. Hy wat sy sondes bedek sal nie voorspoedig wees nie. Daar staan ook weer geskrywe, hy wat my woord hoor, hulle het dit deur die lip gehoor, hulle het dit in dade gesien. Hy wat my woorde hoor en in hom glo wat my gestuur het ewige lewe en sal nooit in die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. As U diensknegt staan ek nou tussen die lewendes en die dooies en ek pleit by U, Here, om die sondes van hierdie kinders te vergewe, wat vorentoe gekom het op die uitnodiging van die Heilige Gees, wat hier uitgeloop het om te getuig dat hulle verkeerd is en vra om genade. U sal hulle op geen manier wegwys nie. U sal hulle ontvang, almal van hulle hierdie jong vroue, jong mans, oues, wat hulle ook al is, U sal hulle ontvang, omdat U hulle geroep het. Geseënd is hulle wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal gevul word. U het dit beloof, Here. En na die boodskap dank ek U nou vir hulle en gee hulle aan U hande as trofee van U genade. Mag U hulle bewaar, Jesus, soos hulle na die kamer toe gaan om te kniel en U te dank vir die verlossing van hulle siel. Ek aanvaar dit vir hulle, Vader, soos hulle kom en glo dat U hulle vergewe het
omdat hulle sondes bely het. Vir hulle nou met die Heilige Gees terwyl hulle in die kamer is, gee hulle krag en laat hulle by die poort staan waar ons kyk vir die koms van daardie blye millenniumdag. Wanneer ons liewe Here sal kom en sy afwagtende bruid sal wegraap, ons kyk daarvoor, Here, mag hulle by daardie groep gereken word, in die naam van Jesus Christus, amen. Nou saam met ons medewerkers na die kamer toe hier, waar hulle julle binne 'n paar minute sal ontmoet, net hier agter. En julle hier die doop van die Heilige Gees wil hê, sal julle uitkom op hierdie tyd om die Heilige Gees te ontvang. Jy hier is en as jy dit verlang, is dit net nou die wonderlike tyd waar opgeleide mense in staat sal wees om jou te lei om die Heilige Gees te ontvang. Hoeveel het hom lief, steek julle hande op. Hoe ek hom lief het, hoe ek u aanbid, u weergalose Christus, u seun van Gods genade. Hoe ek hom bewonder, hoe lief ek hom het. Ek, 'n arme verlore sondaar, is bevoorreg om in die gemeente van die allerheiligste God se heiliges in te kom en om te aanbid en vir hulle te preek. Laat ons nou op ons voete staan terwyl ons sing. Ek sal hom prys, ek sal hom prys. Prys die Here vir sondaars se slag. Gee hom al die eer, al julle mense. Sy bloed het elke vlek weggewas. Hou die kerkdiens vanaand oral. Dink dit almal.